Ons loof U en ons prys U. Here, baie dankie vir hierdie voorreg dat ons U Vader kan noem. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om so saam te kan aanbid. En ek wil nou vra, Here, dat U self in ons midde sal wees. Wil hierdie byeenkoms seën. En wil U asseblief hierdie boodskap seën. Dat elkeen verryk hier vandaan af sal weggaan. Ons vra dit net uit die groot en heilige naam alleen. Amen. Kan maar die sitplekke inneem, baie dankie. Nou op hierdie eerste Sondag van die lydenstyd is ons steeds besig met die reeks oor geloof vanuit Hebreërs 11. En ons het die afgelope 2 Sondae na Abraham en Sara se geloof gekyk. En wat 'n kragtige voorbeeld is hulle nie vir ons nie. Ek meen nou maar, hulle het nie kinders nie, en hulle is reeds bejaard, en dan kry hulle die belofte van God, dat hy vir hulle 'n ontelbare nageslag gaan gee, hier op hulle ou dag. En eers 20 jaar later word Isak gebore. Dit is nou vir jou geloofsvertroue. En hulle sien nie eers hulle kleinkind Jakob nie, maar hulle sterf in die wete, dat God getrou is aan sy beloftes. Nou vandag kyk ons na die volgende 4 verse van Hebreërs 11, wat handel oor geloof en hoe dit openbaar word. Hebreërs 11 vers 13 tot 16. Al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op aarde is. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou hunker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Vers 13 begin deur te verwys na al hierdie mense wat in geloof gesterf het sonder om die beloftes te ontvang. Nou die mense na wie die teks verwys is die aartsvaders van wie ons in die voorafgaande teksverse gelees het: Abel, Noag, Henog, Abraham en ook Sara. En al hierdie mense het te sterwe gekom sonder dat hulle die vervulling van God se beloftes gesien of beleef het. En hier is 'n les vir ons hierin. God se tyd is nie ons tyd nie. En ons tyd is nie God se tyd nie. Maar God se belofte staan altyd vas. En vir ons as gelowiges is God se belofte 'n realiteit, net soos vir die aartsvaders van ouds. Abraham het met sy hele familie in die beloofde land ingetrek, maar hy het dit nie in besit geneem nie. Hy het nie permanent daar gevestig nie. Hy en sy familie het in tente gebly, want sy verwagting was vir 'n meer permanente blyplek. God se belofte aan Abraham was dus nie net persoonlik nie, maar ook 'n verbond vir sy nageslag. Dink maar aan Moses, etlike 100 jare later, toe hy te sterwe gekom het. God het vir hom die beloofde land gewys, van 'n afstand af, maar self het hy dit nie betree nie. God se belofte is vir ons soos om in die verte in te kyk. Ons kan tot by die eerste horison van ons huidige aardse bestaan en werklikheid sien. Maar God se belofte word eers werklikheid wanneer ons daardie eerste horison oorsteek en die ewige lewe betree na die dood. Maar ten spyte van die feit
dat ons net tot by die eerste horison kan sien, kyk ons met geloofsoë verby daardie horison, net soos Abraham en sy voorvaders gedoen het. Vers 13 sê vir ons dat hulle het die beloftes van ver af gesien en dit verwelkom. Nou, die oorspronklike Griekse term wat hier vertaal is met gesien, beteken om te weet, om bewus te wees van, om verseker te wees van, of om oortuig te wees van en om te verstaan. En verwelkom beteken om te groet, of te salueer, of om te omhels. Met ander woorde, hulle was ten sterkste oortuig en verseker van die beloftes, en hulle het uitgesien daarna, en dit van harte omhels, dit aangegryp, en dus hulle eie gemaak. Dit is belangrik dat ons hierdie begrippe ten diepste verstaan. Vers 13 gaan voort, en sê dat hulle, dis nou Abraham en die ander voorvaders, na wie die voorafgaande teks verwys, sê, bely het, dat hulle uitlanders en vreemdelinge op aarde is. Nou ons sien iets hiervan in Genesis 23, waar Abraham met die Hetiete gaan onderhandel vir 'n stuk grond met die grot van Magpela op, om vir Sara te kon begrawe na haar afsterwe. Genesis 23 vers 4 sê, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner by julle. Geef vir my 'n begraafplek as eiendom by julle, sodat ek my oorlede vrou kan begrawe en haar kan weglê. Nou Abraham was dus nie net 'n vreemdeling in die land van die Hetiete nie, maar volgens die laaste deel van vers 13 het hy homself as 'n vreemdeling op aarde beskou. Ons sien hier dieselfde siening in 1 Petrus 2 vers 11, waar Petrus aan die Christene wat reg oor Klein-Asië verstrooi is, skryf, en hy sê, geliefdes, ek dring daarop aan, dat julle as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Met ander woorde, deelneem aan aardse dinge. Paulus noem dieselfde begrip aan sy brief in die gemeente in Filippi, wanneer hy hulle hierop attent maak, Filippense 3 vers 20. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Nou hierdie sinskonstruksie is myns insiens 'n bietjie verwarrend. Dis in die 2020 vertaling. Die 1983 vertaling stel dit vir my beter, waar dit sê, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Nou vers 14 van ons teksgedeelte sê, want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. Hier word verwys na die laaste stelling van vers 13, en dit gee vir ons 'n belangrike insig oor hoe ons die Bybel moet lees en interpreteer. Die aardsvaders het bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op aarde is. Anders gestel, die aarde is nie hulle permanente blyplek nie, maar hulle vooruitsig is na 'n ewige lewe in die hemel by hulle hemelse Vader. Hulle het nog die opsie om hulle self te verbind aan die wêreld en die gemeenskap waarbinne hulle self bevind, vers 15. Maar hulle kies om dit nie te doen nie. Ons dink weer eens aan Abraham, wat in die land gewoon het waarin God hom gelei het, maar hy tree op soos 'n besoeker of 'n bywoner, wanneer hy vir die Hetiete gaan vra om net 'n stukkie grond te koop, sodat hy vir Sara kan begrawe. Hulle hinker na 'n hemelse woning, en daarom skaam God hom nie vir hulle nie. En hy het vir hulle 'n blyplek voorberei. En die wonderlike is, dit sluit ons in. Omdat ons deel is van die beloftes wat God aan die aardsvaders gemaak het, op grond van die feit dat ons deel is van hulle nageslag, en veral op grond van Johannes 1 vers 12, wat sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee
om kinders van God te word. Die feit dat God 'n stad vir hulle voorberei het, bewys vir ons 'n paar dinge. Eerstens bewys dit dat God hulle erken as sy mense. Tweedens bewys dit dat hy 'n permanente tuiste vir hulle voorberei. Derdens dat hy hom vir ewig aan hulle verbind. En vierdens dat hy nie skaam is vir hulle nie, maar trots om hulle syne te noem. Net soos wat ek baie trots is op my kinders en my kleinkinders, is God trots op die aardsvaders en hulle nageslag en ook op ons as sy kinders. Dit beteken nie dat ons nie foute maak nie en om soms teleurstel nie, maar dat ons steeds sy kinders is en hy steeds ons Vader is. Jesus het in Johannes 14 vers 1 tot 3 gesê, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis of van die stad van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So om dus die uiteensetting van ons teksgedeelte saam te vat, die aardsvaders waarna Hebreërs 11 verwys, het beloftes van God ontvang, en hulle het God op sy woord gevat, en sy beloftes geglo. En al het God se beloftes nie in hulle tyd waar geword nie. En omdat hulle so standvastig was in hulle geloof, het God hom nie vir hulle geskaam nie, en vir hulle ewige blyplek saam met hom in die hemel gegee. Geloof is om te sien sonder om dit te betree. Ander kan die dood is die belofte wat werklikheid word. En dit is juist waaroor die lydenstyd gaan. Al hierdie mense het gehinker na 'n plek wat beter is as die aarde en die dood. En om dit beter te verstaan, moet ons gaan kyk na die lewe van Jesus. Nou, in die apostoliese geloofsbelijdenis bely ons die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Nou wil ek met groot eerbied die volgende vraag vra. Dink jy dat Jesus sy Vader se beloftes geglo en aanvaar het? Na alles gesê en gedaan is, was Jesus ook net 'n mens gewees, met menslike emosies en menslike vrese. Ons weet dat Jesus nie alwetend was nie, op grond van die feit dat hy gesê het dat slegs die Vader ken die dag en die uur van sy, dis nou Jesus se wederkoms na die aarde toe. Hy moes hom leegmaak van sy goddelikheid toe hy aarde toe gekom het. Paulus en Timoteus stel dit so in Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself
verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Jesus se dood is dus in lyn met al die gelowiges voor hom se dood. Hy sterf, menslik gesproke, as gelowige en ontvang die belofte ook eers na sy dood, met sy opstanding en met sy hemelvaart. Onthou sy absolute benoudheid in die tuin van Getsemane, toe hy geweet het hy gaan sterf, en dat sy Vader hom gaan verlaat, terwyl hy aan die kruis hang, sodat hy die hel van God verlatenheid namens ons kon deurmaak. Jesus het by God gesmeek dat hy dit gespaar moet bly. Maar hy het in gehoorsame geloofsvertroue voortgegaan. En eers na sy dood het hy die bewaarheid van sy Vader se beloftes ervaar. Die dood is dus 'n wesenlike belangrike deel van ons geloof. Dis nie 'n skeiding nie, maar eerder die begin van die ontvangs van God se belofte. Dis die oorgang van die eerste horison van ons aardse bestaan na die tweede horison van die ewige lewe in God se stad. Ons lees in die begin van die evangelies volgens Matteus, Markus en Lukas die verhaal van hoe Jesus oor 'n tydperk van 40 dae deur die duiwel versoek is. En die duiwel wou hê dat Jesus homself aan die duiwel moet onderwerp en 'n aardse koninkryk vestig. Hy word versoek om sy eie beloftes bo God se wil te stel en God te manipuleer om mag en glorie te aanvaar sonder enige leiding. Maar Jesus het deurgangs slegs die koninkryk verkondig wat eers na sy dood verwesenlik kon word. En daarom het hy met vaste tred Jerusalem toegegaan. Indien Jesus sou toegelaat het dat enige van hierdie dinge hom van stryd gebring het, sou ons nie die belofte kon beerf nie. Jesus se lewe op aarde is in konstante konflik met die mense gedagtes van sy koninkryk op aarde. 'n bietjie later in die sinoptiese evangelies lees ons van Jesus se verheerliking op die berg. En Moses en Elia verskyn in Jesus se teenwoordigheid. En wat is die eerste ding wat die 3 disippels wil doen? Kom ons bou gou vir hulle 3 hutte. Dis daarom baie belangrike mense hierdie. En ons kan nie dat hulle sommer net so nie oop te bly nie. Ons bou vir hulle 3 hutte. En dit terwyl die disippels Jesus in sy hemelse heerlikheid aanskou. Dus eers toe God self uit die wolk praat en sê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug, luister na hom, wat hulle van vrees op die grond neergeval het. Nou, hier word Jesus se identiteit nie net deur sy gehoorsaamheid bewys nie, maar openlik geopenbaar. Die disippels sien wie hy werklik is, nie net die nederige rabbi nie, maar die seun van God in heerlikheid. As ons dus die 2 gebeurtenisse, dis nou Jesus se versoeking deur die Satan en sy verheerliking op die berg, langs mekaar beskou, dan sien ons 'n paar sterk ooreenkomste. Beide bevestig Jesus se identiteit as die seun van God. In die woestyn vra die duiwel, as u die seun van God is, en op die berg sê die Vader, dit is my geliefde seun. Die versoeking toets sy identiteit en die verheerliking openbaar dit. Tweedens, beide wys Jesus se pad van gehoorsaamheid. In die woestyn kies hy gehoorsaamheid bo gemak. En op die berg word sy gehoorsaamheid bevestig en sy heerlikheid vooruitgewys. Derdens, beide berei die weg vir die kruis. Die versoeking wys dat Jesus 'n lydende, gehoorsame Messias sal wees.
en die verheerliking op die berg wys dat die pad van lyding eindig in heerlikheid. En vierdens, beide verbind Jesus met die Ou Testament. In die woestyn herhaal hy Israel se verhaal, maar hy slaag waar hulle misluk het. En op die berg verskyn Moses, die verteenwoordiger van die wet, en Elia, verteenwoordiger van die profete, wat wys dat Jesus die vervulling van die hele skrif is. Nou wanneer ons dus die twee verhale saam lees, sien ons 'n Messias wat getoets word, maar getrou bly, geopenbaar word, maar steeds die pad van lyding kies. Die ware seun is wat die Vader behaag, die vervulling van die skrif is, en die weg na heerlikheid deur gehoorsaamheid en selfopoffering loop. Wanneer ons dus weer eens na die mense wat in ons teksvers van vandag genoem word, kyk, dan sien ons dat ons deel word van hierdie mense aan wie die beloftes gemaak word, sonder dat hulle en ons dit ontvang het, want ons leef in en deur geloof. Daarom word ons nie van stryk gebring deur die dinge wat hier op aarde skeefloop nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld, met siektes en rampe, en terugslae, en ongelukke, en back and close hier onder die vee, en vele ander ellendes wat ons op 'n daaglikse basis tuister. Maar ons leef net soos Jesus in geloof met die beloftes van God ons Vader. Die kerk is nie net 'n versameling van mense wat vreemdelinge en bywoners op aarde is nie. Kerk is net 'n versameling van mense wat vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde is. En omdat ons as vreemdelinge en bywoners nie 'n toekoms op hierdie aarde het nie, maar wel in die hemel, het die kerk nie 'n toekoms op hierdie aarde nie, maar wel na die dood. Onthou, die kerk is die bruid van Christus. Wat bely ek as Christen en hoe bely ek dit? Ons het net nou gekyk na die apostoliese geloofsbelydenis wat oor baie eeue in die kerk ontstaan het en vandag nog die grondslag van ons gereformeerde kerke se belydenis is. Ons het dit tradisioneel altyd Sondag vir Sondag in die gereformeerde kerke geresiteer, maar oor die laaste 40 jaar het dit grootliks weggeval. Ek vermoed, juis omdat dit bloot ontaard het in 'n gewoonte, eerder as 'n belydenis. Die aartsvaders het nie die geloofsbelydenis gehad, wat hulle geloof en resiteer het nie. Nee, hulle het bloot vanuit God se belofte geleef. Abraham het nie na die Hetiete toe gegaan en hulle in kennis gestel dat God die land aan hom gegee het, en daarom gaan hy 'n huis daar bou en uiteindelik vir Sara daar begrawe nie. Nee, hy het net deur die land getrek en in sy tente gebly en uiteindelik baie nederig vir die Hetiete gaan vra of hy asseblief 'n stukkie grond by hulle kan koop, sodat hy tog net vir Sara daar kan begrawe. Ons kan nogal iets hieruit leer, om in alle nederigheid ons geloof binne die samelewing, waarbinne ons ook as vreemdelinge en bywoners leef, uit te leef. Ons kom terug by die vraag, wat bely ek wanneer ek sê dat ek glo, veral in 'n tyd van swaar kry? Ek dink dat dit belangriker is om te vra, hoe bely ek my geloof? Augustinus het 'n baie belangrike ding gesê, naamlik, verkondig die waarheid en laat jou lewe nie in stryd wees met jou woorde nie. Ons dade spreek baie helderder as ons woorde. Daarom moet ons lewe getuig van ons geloof. Ons optrede moet 'n praktiese belydenis wees van ons geloof. Nou, op 28 Oktober 2003 is ek die aand by die kerk gekaap, en terwyl die 5 booswigte met my weggery het ek besef dat dit nou my einde is.
Hulle het dit redelik grafies aan my verduidelik, terwyl hulle met my weggejaag het. En daar het 'n onbeskryflike rustigheid oor my gekom. Want ek het geweet, dat ek binne baie kort my eerste horison gaan oorsteek. En ek het geweet dit gaan seer wees. Maar ook dat dit net vir 'n baie kort tydjie gaan seer wees. En dan gaan ek die vrede wat alle verstand te bowe gaan ervaar. Verder het ek geweet dat my vrou en kinders versorg gaan wees, want ons het geloofsvriende en familie wat hulle sal versorg, en dat bo alles ons hemelse Vader vir hulle sal sorg. En hierdie wete het 'n vrede oor my gebring. Tot so 'n mate, dat een van die booswigte vir my vra, "Why are you acting so strange?" Hoekom het ek so vreemd opgetree? Ek het nie gepleit en gehuil en hulle gesoebat om my tog net nie seer te maak nie. Omdat ek geweet het, dat dit wat Paulus in Romeine 8, vers 38 en 39 geskryf het, ook my oortuiging is. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons kan ons geloof hardop bely, en dit is goed om dit van tyd tot tyd te doen, om onsself te herinner presies wat dit is wat ons glo, maar ons moet dit elke oomblik van elke dag ten volle uitleef, en ons moet vashou aan God se belofte. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie dat ons kan vashou aan u beloftes. Baie dankie dat ons u kinders is, dat u ons Vader is. En ek wil nou vra, Here, lei ons, behoed ons en bewaar ons asseblief. Versterk ons wanneer ons geloof swak word. Beskerm ons teen die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.